Nou, u kan saam met my blaai, en ons gaan 'n bietjie vanmôre met mekaar praat oor hierdie onderwerp wat u al reeds gekry het in die boodskap, die SMS, Jesus kom om sy kinders te kom haal. Dit is 'n wonderlike gedagte om te dink dat die Here Jesus gaan terugkom om sy kinders te gaan kom haal. Ek gaan nou dit vir u op die kaart wys. Sê gou vir my, is u gereed? Nou, ons moet nou vir mekaar dit vanmôre sê, hierdie boodskap praat ek vanmôre met kinders van die Here. Ek praat met daardie persoon wat vanmôre weet dat sy sondes vergewe is en dat sy naam geskrywe is in die boek van die lewe. Die vraag is, hoekom kom Jesus sy kinders haal? Hoekom? Wat is die rede? Dit vir my om in die hemel te wees. So ek wil vanmôre, en ek wil vir u sê, ek dink dat ek miskien oor 2 Sondae gaan praat. Ek gaan kyk hoe vinnig ek kan werk hiervoor, maar ek wil nie vir dit jaag nie, want daar is baie dinge wat ek graag vanmôre vir u wil noem. Nou in Openbaring 22, in Openbaring 22 lees ons 3 maal, nou let op, ek gaan nou nie die eerste die hele Openbaring 22 vir u lees nie, maar dis die enigste hoofstuk in die boek, en dis die laaste hoofstuk in die boek Openbaring, wat ons 3 maal daai woordjie lees, 3 maal daai stelling lees, kyk ek kom gou. Die laaste hoofstuk Openbaring 22, en ek kan dit gou vir my volg, as ek dit vir u gaan lees. Kan ek gou vir u vra, gaan dat miskien met jy hierdie kant so 'n bietjie aansit, net so opwend. Met hierdie kant ook 'n bietjie, is jy warm? Is jy reg? Wat maak net so? Is jy reg? Sit my hier kant aan, by die sonkant. Jy sit in die sonkant. Openbaring 22. Let op wat sê vers 7. Ek gaan net vir jou die 3 teksverse uitlig. 3 maal in 1 hoofstuk staan hierdie woorde. Nou, hoekom sal dit so wees? Waarom sal die Here dit so belangrik vind dat hy dit 3 keer so agter mekaar sê? Let op die verse, hoe ver spasieer hy dit? Die heel eerste keer kom hy voor in vers 7, kyk ek kom gou. Kyk ek kom gou. En dan in vers 12 is dit asof hy uitbrei op die woorde van kyk ek kom gou, dan sê hierdie woorde die rede waarom hy gaan kom, en u kan sommer nou al reeds kyk, ek gaan nou vir u wys, daar's 3 redes, daar's 3 dinge, wat baie belangrik is in hierdie vers. Onthou as jy die Bybel lees, bid en vra dat die Heilige Gees dit oopbreek, moenie net oor 'n vers lees nie, dis 3 dinge, hy sê kyk ek kom gou, dan sê hy hoekom? En my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Hoor gemooi kind van die Here, die feit dat jy gered is wonderlik. Die feit dat jy vrede in jou hart het met God is wonderlik, maar hoor gemooi, elke kind van die Here gaan eendag voor die regterstoel van Christus verskyn. Soos wat die goddelose, gaan dit nou op die kaart vir jou baie mooi die twee trone verduidelik, maar ek wil eers sê, jy moet mooi konsentreer wat ek vir jy gaan sê, soos wat 'n kind van die Here voor die regterstoel van Christus gaan verskyn, so gaan die goddelose, die sondaar, die persoon wat Jesus nie ken nie, selfs godsdienstige mense gaan eendag voor die ander troon staan. Ons noem dit die oordeelsdag, die groot wit troon van God. Maar wanneer ek en jy voor die regterstoel van Christus, liewe kind van God, gaan staan, hoor wat sê hierdie vers. Let op wat sê hy, sê, kyk ek kom, ek gaan my kinders kom haal, my loon is by my. Hy praat van hier is 'n beloning. Daar's 'n beloning vir elke kind van die Here, sê hierdie vers. En ek en jy gaan beloon word, hoor wat sê die C gedeelte, soos sy werk sal wees. Hoor, wat doen jy vir die Here op aarde?
Is jy maar gered van 'n swaarbrandhel en dis al? Is jy maar gered om net jou naam in die boek van die hemel? Wat doen jy vir God, vir Jesus op aarde? Want hy sê, ek gaan jou beloon volgens jou werk. Soos sy werk sal wees. Daar gaan 'n beloning wees wanneer Jesus sy kinders gaan kom haal. En dan gaan ek verder en ek lees in vers 20 hierdie woorde, en jy kan dit soontoe blaai, in dieselfde hoofstuk, en hy sluit die tweede laaste vers sê, hy wat dit getuig sê, ja, kom Here Jesus. Hy sê, ja, ek kom gou, amen, dan sê hy, dis so sug wat hy sê, ja, kom Here Jesus. Ek wil die aandag vestig vanmôre op hierdie vers. Jy moet mooi kyk wat hierdie vers sê. Jy moet baie, baie mooi kyk wat hierdie vers sê. En my gebed is vanmôre, en terwyl ek voorberei, dat die Heilige Gees van God sal kom. En liewe kind van God, dat hy hier iets sal wakker maak. Wakker maak. Daar's 'n woord waaraan baie kinders van die Here ly. En ek gaan nou eers die afkorting vir u gee. Daar's baie kinders van die Here. Het jy al gehoor van die HNP? Dis nie 'n politieke party nie. Maar ek wil nie net die woordjie HNP gebruik nie. Ek wil die woordjie gebruik HNGP. HNP staan hunker na pensioen. HNGP staan hunker na geestelike pensioen. Daar's baie kinders van God wat al geestelik op pensioen gegaan het. En as hierdie vers iets sê, dan sê dit, daar's 'n moontlikheid, 2 Johannes sê dit, ek gaan vir jou hierdie verse wys, daar's 'n moontlikheid dat jy jou beloning in die hemel eendag kan verloor. Dat jy daar gaan staan voor Jesus, sonder dat jy enigsins beloon gaan word. Dis moontlik, die Bybel sê dit. Omdat jy op aarde geestelik op pensioen gegaan het. Jy weet mos wat beteken dit wanneer mense op pensioen gaan. Jy gaan ouerhuis toe. Jy gaan sit daar, ek is klaar, ek het my deel vir ons samelewing gegee. Ek rus nou. Daar's baie kinders van die Here wat vandag daai houding het. Ek het my deel gedoen. Die jonger geslag kan my oorneem. Hulle kan maar verder gaan. Ek wil vandag vir jou sê, die moontlikheid dat jy jou loon gaan verloor, of geen beloning gaan kry, is baie sterk, as dit jou gesindheid of jou houding het. Hoor wat sê hy, kyk, hy waarsku hierdie gemeente vanmôre, kyk, ek kom gou, hy sê, my loon is by my, en dan sê hy iets hier, hy sê, en om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Daarom die tema, Jesus gaan kom om sy kinders te kom behaal, die rede is, om hulle te beloon. Is dit nie wonderlik nie? Om hulle te beloon. O, vir getrouheid aan Jesus. Uitgehou om hom te dien. Volgehou om te dien. Hy gaan my beloon. Ek wil 4 gedagtes met u deel, maar ek gaan net 1 of 2 doen. Ek gaan volgende sorg die ander. Daar is die 4 gedagtes. Dan gaan ek by my inleiding kom. Die werklikheid van die regterstoel van Christus. Gaan hy nou vir jou verduidelik. Die werklikheid daarvan. Jy moet dit nooit uit die oog uit verloor, liewe kind van God. Ek en jy gaan voor die regterstoel van Christus staan. En die tweede gedagte wat ek met jou wil deel is die doel van die regterstoel. Wat is die rede? Wat is die doel agter dit? Hoekom moet ons daar gaan staan? Ek dink jy het dit al gesnap.
om beloon te word. Mag ek dit nou al vir jou sê, mag ek al iets weggee? Daar gaan 5 belonings wees. Eendag in die hemel. Die Bybel maak baie spesifiek melding van 5 belonings. Hy stel die beloning daar, hy stel die kriteria vir ons daar, waarin ek jy moet voldoen om daardie beloning uit die hand van Jesus. Hoor gou mooi, Jesus, die Bybel sê, ek sê tog Jesus self gaan die beloning oorhandig. Is dit nie baie spesiaal nie? Hy self. Jy gaan uit sy woorde, uit sy mond uit hierdie woorde hoor, mooi, so, goeie en getroue diensknegt. Gaan jy dit hoor? Jy gaan dit hoor. Jy gaan dit hoor as jy op aarde om elkeen te beloon volgens sy werk. Haar werk. Op aarde. Dan wil ek vanmôre vir jou so iewers vir jou verduidelik, wat is die bema? In Grieks is die woordjie bema, in Afrikaans is die regterstoel van Christus. Nou die Bybel praat van die regterstoel oordeel. Is dit regtig 'n oordeel soos wat dit die wittroon oordeel gaan wees? Die regterstoel gaan dit in die vorm van 'n hofsitting wees. Ek wil vir u sê die oordeelsdag gaan in die vorm van 'n hofsitting wees. Gaan hierdie dieselfde wees? Wat is die vorm? Ek wil vir u sê, as ek net met u wil praat oor die bema, hoe wonderlik dit gaan wees. Wonderlik, hoor gou mooi. Die eregas in die Griekse kultuur het die eregas wat die dag teenwoordig was, het hy die voorreg gehad en hy die geleentheid gehad om die prys te oorhandig. Die eregas is niemand anders as die Here Jesus daardie dag. Wanneer hy na vore gaan kom, wanneer hy my naam gaan roep, en ek na vore gaan stap, na vore getree, en ek moet hoor, en hy oorhandig hoor gou mooi, jy kan of al 5 kry, jy kan miskien 1 van die 5 kry, dit gaan afhang of jy aan die kriteria voldoen. Aan watter 1 van die 5 jy voldoen, en dan die 4de gedagte is die basis van hierdie beloning. So onder daai basis gaan ek vir jou die 5 dan ook vir u noem. Kom ons praat so 'n bietjie met mekaar oor die werklikheid. Ek wil hê dat hierdie gedagte oor die werklikheid, dat Jesus kom sy kinders haal om hulle eendag te beloon. Dit kan nog in hierdie week wees. Die kerk van die Here Jesus, as ek hierdie geweldige groot woord gebruik, die kerk van die Here Jesus. Wie is die kerk van die Here Jesus? Is dit 'n denominasie? Die kerk van die Here Jesus bestaan nie uit denominasies nie. Die kerk van die Here Jesus bestaan uit weergebore mense. Bloedgewaste mense. Wie is hulle? Dis mense wat een of ander tyd in hulle lewe erken nie dat hulle is 'n sondaar. Erken nie dat hulle weergebore moet word. So binnekort gaan die kerk van die Here Jesus se pelgrimsreis hier op aarde beëindig word. Binnekort. Hoor gou wat ek vir u sê, jy kan maar sien. Was gisteraand vir my so wonderlik toe ek nou sien oor die nuus oor die Paus Franciscus. En die rol wat die Romeinse kerk gaan speel in die einde van die tyd. Hoor gou mooi. Hulle sê by hierdie geleentheid, daar was lanklaas 'n geleentheid waar wêreldleiers so by mekaar gekom het. En hulle sê in dieselfde asem, hulle sê, president Donald Trump en die ander persoon wat vyande was, wat vyandig teenoor mekaar was, het by hierdie begrafnis weer begin praat met mekaar. Dink jy dis maar net omdat dit 'n begrafnis was? Daar's 'n groot prentjie. Hierdie dinge vertel vir my
dat die kerk van die Here Jesus se pelgrimsreis binnekort op aarde beëindig gaan word. Dit gaan beëindig word deur die basuin wat gaan blaas. En dan gaan die Here Jesus sy kinders kom wegvoer. Dis mooi, ek gaan dit nou vir jou op die kaart wys. 1 Tessalonisense 4 vers 16 sê, Jesus, wanneer die basuin gaan blaas, gaan Jesus self uit die hemel neerdaal, en hy gaan sy kinders opraap, wegraap, net soos wat jy dit wil hê, of wegraping, maar die Bybel sê, ons gaan Jesus, die hemelse bruidegom gaan kom om sy aardse bruidjie te kom haal, en ons gaan hom in die lig tegemoet. Hy gaan ons wegneem, hoor gemooi. Hy gaan ons van die aarde af wegneem. Gaan jy saam? Of gaan jy agterbly? Die Bybel sê, hy gaan my wegneem. En dan gaan ons, nou moet jy mooi oplet wat die Bybel sê. Waar gaan die regterstoel oordeel plaasvind? Die Bybel sê, dan gaan ons in die hemele in, en dan gaan die kind van die Here, die wat hy van die aarde afkom, wegneem het, wat hy kom haal het, gaan hy dan in die hemel inneem, en dan gaan ons voor die regterstoel van Christus staan. Die Bybel noem dit, ons gaan dan voor die regterstoel van Christus verskyn. Wie? Weergebore mense. Net hulle kwalifiseer, net hulle. Ek wil dit duidelik stel. Net hulle kwalifiseer vir daardie oomblik. Jy moet nou mooi hoor, daar's hy. Kom ek wys vir u. Ek sê weer vir u, ons leef daar, baie naby. Die hemelse bruidegom gaan kom, hy gaan sy bruidjie, sy aardse bruidegom wegneem, ons gaan hom in die lig tegemoet. Daar gaan ons, hoor gemooi. Hoor mooi, liewe kind van God, liewe gemeente, daar is 'n afspraak, daar's 'n vaste afspraak, wat in die hemele, 'n ontmoeting wat met die Here Jesus gereël is. Daai afspraak, daai vaste afspraak, se naam is, ons moet voor die regterstoel van Christus verskyn. Dis 'n afspraak. Iets wat jy nie kan kanselleer nie. Dis waar ek en jy gaan staan. Kyk, ek kom gou, en my loon is by my. Hoor dit mooi. Kyk daar. Kyk, ek kom. My loon is by my. Hy bring dit saam, my loon is by my, om jou te beloon volgens jou werk op aarde. Daar's 'n beloning. Hierdie beloning gaan in die hemele plaasvind. Is dit nie wonderlik nie? Ek wil dit vanmôre vir u wys. Ek wil vir die skrif wys, dat jy dit kan glo vanmôre. Ek wil dit in jou hart, mag die Heilige Gees dit van God dit in jou hart kom ingrafeer. Ek wil met jou teksverse deel wat praat oor hierdie ontmoeting. Ek wil vir jou wys hoe ernstig. Telke male verwys die Bybel na hierdie woorde. Hoor gou mooi. Hoor hierdie woorde. Hy sê telke male, as dit, hy koppel hierdie spesiale afspraak aan hierdie woorde, om reg te lewe. Hy koppel hierdie woorde, hierdie afspraak om bruikbaar vir die Here Jesus te wees. Liewe kind van God, voldoen jy aan hierdie woorde? Voldoen jy? Bruikbaar. Bruikbaar, vrugbaar, diensbaar te wees. Want ek en jy gaan loon ontvang as gevolg van die feit dat ons reg geleef het, omdat ons bruikbaar was, omdat ons vrugbaar was, en omdat ons diensbaar was aan die Here Jesus. Let op hierdie vers. Ek wil vir jou 'n paar verse wys. Ek praat met jou oor hierdie gedagte, die werklikheid van hierdie ontmoeting.
Die werklikheid van hierdie afspraak voor die regterstoel van Christus. Baie keer dan sê ons hierdie woorde, ja, kom my Here Jesus, kom haal my. Maar ek wonder of jy weet wat jy sê, omdat miskien besef jy nie dat jy voor die Here gaan staan. Jy gaan accountable gehou word. Hoor mooi, ek en jy gaan accountable gehou word oor ons lewe op aarde. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5 vers 10. Paulus sê, en hy praat op hierdie stadium met die Grieke, hy sê, want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn. As hy in die oorspronklike taal praat, die oorspronklike Bybel, dan sê hierdie woorde, want ons almal moet voor die bema verskyn. So die Grieke het presies geweet waarna Paulus verwys. Hulle het dit geweet. Want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn. Dan kom die vraag, hoekom? Hoekom moet ek hier daar verskyn? Dan sê hy antwoord, sodat elkeen kan ontvang. Daar's iets wat die Here vir jou gaan gee. Ek staan in die ontvangkant. Sodat elkeen van ons kan ontvang. Wat kan ontvang? Wat hy of sy deur 'n liggaam verrig het. Volgens, hoor nou mooi, verrig het, volgens wat hy gedoen het. Goed of kwaad? Sterk woorde. Paulus kom in Romeine 14, dan sê hy in vers 10, vers 11 en vers 12 hierdie woorde, maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Hy praat met kinders van die Here. Hy vra die tweede vraag, of waarom verag jy jou broeder? Dan sê hy in dieselfde asem hierdie woorde, want ons almal moet voor die regterstoel van Christus. Hy gebruik nou 'n ander woordjie. Hy gebruik in vers 2 Korintiërs 5 vers 10 gebruik hy die woordjie verskyn. Hier gebruik hy die woordjie, ons gaan voor die regterstoel van Christus gestel word. Hoe gaan dit gebeur? Jesus gaan my kom haal as sy kind. Hy het sy beloning by my, en as hy my vat, dan neem hy my direk na daar, die afspraak, na die regterstoel, na die bema toe. Hy stel my daar. Hoekom? Hoor wat sê hy in vers 11, hy sê, want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal bely. Sal bely dat, sal God bely. Of jy dit nou hier doen, vrywilliglik op aarde, of jy dit nie hier wil doen nie, in die hemel gaan jy dit by force doen. Jy gaan geforseer word. Mense wat die Here Jesus nie ken, wat die vandag wil bely dat ek die Here Jesus aangeneem het as my persoonlike verlosser en saligmaker, nie, hoor gemooi, jy gaan dit eendag bely. As jy die dag voor die Here Jesus staan, voor die groot wit troon, oordeel staan, gaan jy geforseer word om te sê, waarlik, hy is God. Jy gaan geforseer word. Hoor nou hierdie vers 12. So sal elkeen van ons dan vir homself, hoor gemooi, so sal elkeen dan vir homself aan God rekenskap gee. Jy sal nie daar kan sê, my Here, my man het my uit, was die rede dat ek nie vir u kon werk nie. Dis was die rede wat mense sê, weet jy, as my man maar net ook die Here wou gedien het, of as my vrou maar net die Here wou gedien het, as hulle net nie in my pad gestaan het, sou ek baie meer vir die Here, hoor gemoe, so gaan elkeen dan vir homself. Jy gaan so staan. En die Here Jesus gaan vir jou vra, jy gaan die beloning sien, 5 wonderlike belonings wat daar gaan wees, en hy gaan sê, hoekom het jy nie vir my gearbeid nie? Net 'n geredde siel. Maar net gered. Hoor gou mooi, jy gaan skaam. Gaan lees 1 Johannes 2 vers 18. Johannes sê hierdie woorde, my kinders, sodat ons vrymoedigheid kan hê en nie beskaam van hom af sal wegdraai nie. Ek wil vanmôre vir julle, daar sal baie kinders van die Here
Hulle sal nie vermoedig. Hulle sal nie Jesus in die oë kan kyk. Hulle sal skaam wees. Ag, as ek maar net meer vir hom gedoen het. Mag ek vanmôre vir jou vra, wat doen jy vir Jesus? In hierdie week met soveel ure wat verby was en is. Wat het jy hierdie week vir Jesus gedoen? Moeg. Dominee, moeg. Moeg. Dominee, jy verstaan nie. Jy werk net Sondag, hoor ek. Moeg. En dis Farao wat jou moeg maak. Net wat gedoen is vir Jesus, gaan eendag bly staan. Jy het nie tyd. Jy het nie tyd nie. Hoor gou mooi, niks gedoen vir Jesus. Moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Niks gedoen vir niks. Jy gaan rekenskap gee. Jy gaan rekenskap gee. Die Bybel sê, en as hy daaroor praat, praat hy oor hierdie geweldige werklikheid van die oordeelsdag. Ek wil gou iets verduidelik. Jy moet nou mooi snap wat ek vir jou wil sê, anders dan gaan jy die boodskap mis. Anders dan gaan jy my verkeerd verstaan. Daar's 'n geweldige groot verskil. Kyk nou mooi, daar's 2 trone hier ter sprake in die boek Openbaring. Dis die regterstoel oordeel, die regtertroon, die regterstoel van Christus. En kyk nou mooi, hier soos jy dit nou lees in die Bybel, dan gaan jy die oordeelsdag kry, die wit troon oordeel. Jy gaan hom hier kry. So die een is aan die begin en die een is na. Jy gaan hom hier kry. Die groot wit troon oordeel van God. Jy verstaan dit? Daar's 2 trone waarvan die Bybel praat. Die een is die regterstoel, 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons moet almal, hy praat hier met kinders van die Here. So hier voor hierdie troon verskyn kinders van die Here, voor hierdie troon verskyn sondaars. Mense wat Jesus nie ken as sy of haar persoonlike verlosser en saligmaker. Maak nie saak wie jy is nie. Elke mens. Soos jy vanmôre hier sit, gaan jy voor 'n troon staan. Ek gaan vir jou 4 verskillende verskille bring tussen die 2, maar ek wil net vir jou sê, hier verskyn kinders van die Here en hier verskyn sondaars. Hier's 2 groepe van mense. So hier's 2 trone en 2 groepe van mense wat hier ter sprake is. Sê gou vir my, waar sorteer jy? Sê gou vir my, by watter troon sal jy, as Jesus jou nou jou lewe moet neem, as jy nou moet sterwe en jy moet eendag, of as jy op die wolke kom en hy moet jou kom haal, gaan jy agterbly, gaan jy saam? As jy nie gaan saam met, gaan jy agterbly, maar hier gaan jy voor hom kom staan. En van hierdie troon lees ons daar in Openbaring 21. Daar lees ons van daardie troon. So wat gebeur? Hier word die woordjie, jy moet nou mooi sien, jy gaan dit op die skerm paar keer sien, ek berei nou voor. Jy gaan agterkom. Die Bybel verwys wel na die regterstoel oordeel. Maar daai oordeel bestaan uit die woordjie beoordeel. Beoordeel. So ek gaan daar voor Jesus staan en hy gaan my beoordeel volgens my dienswerk. Hy gaan my beoordeel my werke. En hier is die woordjie veroordeel. So een is 'n beoordeel en die ander een is veroordeel. Hier gaan mense hoor, gaan weg van my, jou vervloekte in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. So dis die onderskeid tussen die 2. So wat is die verskille? Kan ek vir jou 'n paar verskille gou noem? Daar het ek dit nou wat ek vir jou wys. Daar's die verskille, né? Kyk gou mooi tussen die regterstoel en die wit troon. So al doen ek nie dit, al verstaan u net dit, al sink net dit in. En ek kom volgende Sondag en ek praat met u oor die belonings wat daar is. Wonderlik, vriende, wonderlik. Dis goed wat jy nie oor hardloop nie, die kriteria daar volgens. Elke een van daar die daag my hart en dan sê ek, Here, help my.
Kom ek noem gou vir jou die verskille. So jy weet nou as ek praat oor die regterstoel, gaan ek die eerste troon na verwys. In jou gedagtes, daar is hy, dis die regterstoel, daar is hy. As ek praat van die wit troon, daar is hy. Jy gaan dit nou sien, die een is aan die begin en een is aan die einde. Ek gaan dit nou vir jou daar wys. So jy moet daai prentjie nou kry. As ek verwys na die regterstoel van Christus, die heel eerste verskil wat daar is, daar gaan net kinders van die Here staan. Weergebore mense. Want die Here self sal van die hemel neerdal met die geroep van 'n basuin. Hy gaan sy kinders kom haal. Gaan jy saam? Hy kom nie vir die wêreld nie. Hy kom nie vir almal nie. Mag ek vanmôre die stelling maak? Ek wonder hoeveel van u sal saamgaan as Jesus nou moet kom. Ek wonder hoeveel van u sal die basuin geklank hoor. Kom op hierheen. Die ander verskil van die groot wit troon, daar verskyn al die ongereddes, onbekeerdes, goddelose mense, mense wat deur die eeue heen, hoor gemooi, sonder Jesus geleef het. Ek wil vanmôre vir u sê, jy kan dit waag om in hierdie lewe sonder Jesus te lewe. Moet net nie die kans vat om sonder hom te sterwe nie. Jy kan in hierdie lewe sonder hom lewe, moet net nie sonder hom sterwe nie, want daar gaan jy geforseer word om voor hom te kom staan. Daar's 'n tweede verskil tussen die regterstoel oordeel en die wit troon. Wanneer ek daar voor Jesus kom staan by die eerste een, dan word al die kinders van die Here se werke beoordeel. Ek doen iets vir die Here. Wat is jou motief? Hoekom doen jy dit vir die Here? Wat is die bedoeling? Paulus praat van die bedoeling van die hart. Wat is die bedoeling? Wat is die gesindheid? Vriende, jy moet dit gaan lees, 1 Korintiërs 3. Ek gaan dit vir jou iewers te lees. Paulus sê dat wanneer ek daar gaan staan, gaan my werke daar voor die Here kom. Nou wil ek net hier gou ietsie sê. Ons word gered uit genade. As jy hier praat van werke, dan is dit uit dankbaarheid. Jy kan nie deur jou goeie werk in die hemel kom nie. Verstaan jy dit? Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade word ons gered deur die geloof. Jy kan nie deur goeie werke, pannekoek bak en dit en dit. Jy kan nie gered word nie, jy word gered alleen deur die bloed van Jesus. Maar omdat uit dankbaarheid, dit is my so mooi, die kort begrip van die Heidelbergse Katekisme sê, daar's 3 dinge wat ek moet weet. Hoe groot my sonde is, hoe ek daarvan verlos kan word, en hoor nou mooi, hoe ek daarvoor dankbaar kan wees. En uit dankbaarheid, Here het my siel uit genade gered. Wil ek dit vir u doen? Ek wil vir u werk, ek wil 'n getuie vir u wees, ek wil my gewig ingooi. Here, in 'n bediening iewers in 'n gemeente wil ek my gewig ingooi. Ek wil iets vir die Here doen. Uit dankbaarheid. Wat is my motief? Net om dankie gesê te word, om gedurig op die skouer geklap te word. En as ek nie dankie sê nie, dan die arme dominee. Hoor hoe mooi Paulus praat hier van iets. Hy sê in 1 Korintiërs 3, hy sê wanneer my werke daarvoor die Here geplaas word, wanneer hy my wil beloon daarvolgens, dan gaan my werke, hoor hoe mooi, wat gaan die toets wees? 'n vuurtoets. Ek wil vanmôre vir jou vra, dit wat jy vir Jesus doen, die motief, die gesindheid, die bedoeling van jou hart, hoor gemooi, sal dit die toets van vuur deurstaan. As ek dit nie opreg bedoel het nie, hoor gemooi, voor die regterstoel van Christus, gaan my werke beoordeel word. Terwyl ek voor die wit troon oordeel,
waar die goddelose, die sondaar, die onbekeerde, hy of sy wat Jesus nie ken nie, hoor mooi, hulle gaan veroordeel word. Hulle gaan verdoem word. Gaan weg van my. Gaan weg van my, jou vervloekte, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. By die derde verskil, by die regterstoel van Christus, oor hierdie woord, gaan die Here Jesus kom, hy gaan self kom. Dit is altyd so mooi, as ek dit lees, hy stuur nie 'n engel nie, hy stuur nie 'n verteenwoordiger nie, hy stuur nie Gabriël wat die hoofengel of Michael die hoofengel, nee, hy sê, hoor gemooi, ek wil self my kind beloon. Ek wil self voor hom kom staan. Die Jesus met die spykermerk, hy gaan voor my kom staan en hy gaan my, hoor hierdie woorde, beloon. Ek gaan iets uit sy hand uit ontvang. Hy gaan vir my iets gee. Hy gaan my met iets beloon. Want ek gaan iets met daai beloning iewers te doen. Hoe arm gaan jy wees? Hoe skaam gaan jy wees? Almal om jou ontvang iets van die Here, beloning. Die Bybel sê op 'n stadium gaan almal wat 'n beloning kry, hierdie beloning vat. En hulle gaan voor die voete van Jesus op hulle knieë en hulle gaan daai beloning aan sy voete neersit. Hoe gaan dit wees as ek gaan regop staan? Ag Here, ek het niks ontvang, maar net gered van 'n swaarbrandhel. En soos ek my lewe maar net deurgegaan, Here, deurgegaan en ek het een verskoning na die ander gehad. Hoor gemooi, uit skare mense gaan jy miskien regop staan omdat jy niks in jou hande gaan hê wat jy van Jesus gaan ontvang om aan sy voete neer te sit nie. Maar voor die wit troon gaan mense ook iets ontvang. Hulle gaan ook iets ontvang. Hulle gaan 'n oordeel ontvang. Geweldige oordeel. Hoor hierdie oordeel, Matteus 25 vers 41. Gaan weg van my, jou vervloekte. In die ewige vuur, verdoeming uit die mond van Jesus. Gaan weg in die poel van vuur. Word ontvang 'n verdoemenis, 'n verdoeming. Iets weg van die aangesig van God af. Die vierde verskil tussen die regterstoel en die wit troon. Die regterstoel van Christus gaan plaasvind aan die einde van hierdie genade dispensasie. Kan ek vir jou sê, ons is baie naby aan die einde. Kan ek vir jou sê, sy het dit reg verstaan as ek vir jou sê, ons is diep in beseringstyd. Sy het dit verstaan as ek vir jou sê, dat die skeieregter het al 'n paar keer so op sy horlosie gekyk, oor die vlei, met die vleikie al geblaas het. Maar die spel nie al tot einde gekom het. Diep in beseringstyd. 2 Petrus 3 vers 9 sê, die Here vertraag nie sy beloftes. Sommige dit vertraging ag, maar hy is lankmoedig oor ons en hy wil nie dat een verlore. Hy moes al gekom het. Petrus sê dit, maar hy vertraag nie daardie belofte nie, omdat iemand nog moet inkom. Maar die regterstoel sal aan die einde van hierdie genade dispensasie plaasvind. Baie naby. Die hemelse bruidegom gaan kom om sy jou aardse bruidjie te kom haal. Hy gaan kom. Hy's op pad. Sy loon is by hom, sê Openbaring 22 vers 12, om elkeen te vergeld. Elkeen te beloon volgens sy werke. Kyk hoe daar. Aan die einde van die kerkdispensasie. Maar by die wit troon gaan dit ook aan die einde wees. Sien, daar is die 1000-jarige vrederyk. Aan die einde gaan die wit troon oordeel. Kan ek dit môre vir jou so sê? Kyk mooi.
aan die einde van tyd. Klaar. Alles is verby. Ek noem dit vanmôre aan die einde van tyd. Na die 1000-jarige vrederyk. Mense glo ons, dit word verkondig van ons kansels af, ons lewe nou in die 1000-jarige vrederyk. Vriende, dan het die duiwel 'n lang ketting. As dit waar is, moet die duiwel 'n geweldige lang ketting hê. Die Bybel sê hy weet dat sy tyd kort is. Ons lewe nie in 1000-jarige vrederyk nie. As jy dit wil sien, sit 'n lammetjie en 'n leeu langs mekaar en kyk jy of dit waar is. Want die Bybel sê in die 1000-jarige vrederyk, en daai tyd wanneer die Here Jesus sal heers, sal jy die leeu en die lam langs mekaar gaan lê en van mekaar niks doen nie. Dis wat die Bybel sê letterlik. So ons die 1000-jarige vrederykheid moet nog kom, en na dit aan die einde van tyd sal die mens opgeroep word. Na die laaste opstanding van die goddelose mense sal daar ook 'n afspraak vir die mens wees. Openbaring 20 vers 15 sê, en as dit bevind is, dit sal in die vorm van 'n hofsitting wees. En as dit bevind is dat iemand se naam nie opgeteken staan in die boek van die lewe nie, word hy in die poel van vuur gewerp. 2 verskillende trone, 'n wit troon en 'n regterstoel. Is die Bybel baie duidelik as hy dit vertel vir ons. Hy beskryf dit so duidelik. Maar hy praat ook van 2 groepe van mense. Weergebore mense en ongeredde mense. Sê vir my, onder watter groepering val jy vanmôre? Of watter groep maak jy deel van uit? Gered of ongered? Die werklikheid van die regterstoel van Christus. Ek het 'n paar minute, 4 minute. Kan ek gou vir jou net die doel beskryf? Kan ek net vir jou die bema beskryf? Kan ek net die verskil tussen die twee gou net vir jou verduidelik? Wat is die doel? Nou oor en oor het ek al vir u gesê, die doel is, die mens, 'n kind van die Here gaan eendag voor die Here staan om beloon te word. Beloon te word. Beloon, kyk gou daar. Die beloning gaan wees volgens jou werke. Sê vir my, gaan jy beloon word? Wat doen jy vir Jesus? Here, jy weet daarom ek was enkel ouer gewees en jy weet daarom moet ek gesukkel en sweet net om brood op die tafel te hou. Wat sal jou verskoning wees? Hoor gou mooi, jy gaan beloon word volgens jou werke, jou arbeid, jou dienswerk. Dis die doel. Ek gaan beoordeel word, Here. Jesus gaan na dit kyk. Hierdie was ek gewees. Kan ek 'n Engelse woord gebruik? Genius. Hierdie persoon, omdat hy gered geword het, omdat hy so dankbaar was dat sy sondes vergewe is, het hy dit uit dankbaarheid vir my gedoen. Net gedoen, vir my gedoen. Ek gaan daar beloon word, dis doel. Beloon. 'n Kind van die Here gaan beloon word. Ek wil net gou hierdie woord verduidelik. Bema. Toe Paulus daar met die Grieke praat en hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 10, hy sê, want ons almal moet voor die regterstoel van Christus, sê hy vir hulle, want ons almal moet voor die bema verskyn. Nou sê ek dit weer vir u, die Bybel praat van 'n regterstoel oordeel. Nou het ek vir jou geleer, beoordeel word. So die Grieke het presies geweet waarvan Paulus en waarna hy verwys. So in die Griekse kultuur, hulle is baie lief vir sport, en daar was groot paviljoene. As dit nou die atletiekbaan was daar reg rondom, daar die atletiekbaan, was daar paviljoene gewees. En dan in 'n sekere paviljoen, was daar 'n so sekere paviljoentjie gewees met 'n verhoogie.
op daardie paviljoen. En daar het al die spesiale gaste gesit wat vir die dag genooi was. Al die groot name in die wat nou uitgenooi was na hierdie geleentheid toe. Hulle plekkie was al geboek, gereserveer gewees. Hulle het nie by daai paviljoene daar gesit nie. Hulle het op hierdie klein verhoogie. Dit word genoem wat deel was van die paviljoen. Was die woordjie bema. Die verhoogie was genoem bema. Kan ek net gou vir my hier ietsie in nee. Ek dink nou so aan Hebreërs 11. Mense wat ons vooraf gegaan het. Ek dink nou aan Abraham en Isak en Henog. Hulle is almal deel van die paviljoen. Hulle sien hoe ek en jy die wedloop hardloop. Hulle sien. Die wonderlik nie. Hulle moedig ons aan. Hulle sê die eindstreep is nie ver nie. Hou bene. Hou bene. Hy gaan sien, daar gaan een sit. Staan op! Dit is die moeite werd. Ons het die wedloop voleindig. Mag klaar. Hoor gou mooi. En elkeen wat in by daai Griekse stadion was, en dat deelgeneem het aan daai wedloop, was op die einde beloon. Hulle is beloon deurdat hulle na daai verhoogie toe geneem is. Daai spesiale verhoogie. En dan soos ons nou in atletiek, jy ken mos daai nommer 1, nommer 2, eerste plek, heelbo, tweede plek, derde plek. Dis amper so iets. Dan gaan ek en jy as ons die wedloop voleindig het. Kan ek 'n ander woordjie gebruik? As ek die wedloop eervol beëindig het. Kan ek net vir jou dit sê, dis nie hoe ek en jy begin het nie. Wat tel is hoe ek en jy gaan eindig. Hoe ons gaan eindig, gaan maak of ek en jy beloon gaan word. Hoe ek en jy gaan eindig, gaan maak of ek en jy genooi gaan word om op die bema te kom staan. Want ons almal moet voor die regterstoel. So die Grieke het presies geweet hoe Paulus sê, want ons almal moet eendag voor die regterstoel van Christus verskyn, het hy gesê, is jou plekkie geboek om op die bema te gaan staan, om die prys, die beloning te ontvang. Wat het gebeur? Daai dag, almal wat klaar gehardloop het, daar was baanbeamptes. Hulle het na die velditems gekyk, nommer 1 daar gevat. Daar was ander wat na die baanitems, hulle het die nommer 1 gevat, hulle wat klaar gemaak het. Eervol, suksesvol die wedloop voleindig het hulle gevat en hulle het na die bema toe gebring. Dan het die hooferegas teenwoordig, die voorreg gehad om die prys te vat en na hulle toe te stap met 'n handdruk en dan het hy die prys oorhandig. Hoor gou mooi. Die hooferegas daardie dag, kan ek vir iets vertel, die Heilige Gees gaan my kom vat. En ek gaan daar staan. En ek gaan hoor hoe my naam uitgeroep word. Ek gaan op die lys wees. My naam gaan uitgeroep word en die Heilige Gees gaan my vat. Hy wat die werk, Filippense 1:6 in my hart gedoen het. Hy sal daarmee voortgaan tot op die hy gaan my vat en hy gaan my na die bema toe vat en hy gaan voor die hooferegas Jesus staan en hy gaan die prys, die beloning oorhandig. Waaroor ek bekommerd is jou naam op daai lys. Ons noem dit die lys van belonings. Want as jou naam nie op die lys staan, sal jy nie 'n beloning kan ontvang nie. Hoe tragies as ander se naam uitgeroep word. En ek staan. Wat het my gemis?
Hoe het hulle my gemis? Is dit seker? Almal se naam behalwe my naam. Maar wat sê, kyk, ek kom gou, sê Jesus, vers 12, Openbaring 22 vers 12, kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen, volgens hulle werk, te vergeld. Volgende Sondag met jou praat oor 5 belonings. Bybel maak melding van 5. Vriende, ek kan omtrent elke Sondag net oor een praat. Geweldig diep. Die kriteria so diep. Kan ek vir u sê, baie jare in die bediening, as ek by daai belonings kom, ek het dit hierdie week weer beleef, dan gaan kniel ek maar. Ek sê, ag Here. Ag Here. Ek wil nie met liande van jou weggestuur word nie. Dis die standaard. Wat elke beloning wat Jesus gaan gee, dis wat die standaard is om daai beloning te kan kry. So volgende Sondag dink 'n bietjie oor wat ek nou vir jou hierdie Sondag gesê het, wat ek vir jou wou leer, wat ek deur God se woord, die werklikheid, ons almal gaan voor, as jy kind van die Here is, ja, jy kan vanmôre bly wees, en jy kan dankbaar wees, en jy moet bly wees, jy moet dankbaar wees, dat die Here jou siel uit genade gered het, maar dit moet verskriklik wees. As die Bybel sê, Jesus wil jou beloon, maar hy het niks, hy het nie regtig iets, waar volgens hy jou kan beloon, en ander om jou, ontvang dit, en jy word met leë hande weggestuur. Hoe tragies. Ek sluit met die woorde. Dis nie hoe ek en jy begin nie. Elkeen van ons het al die wedloop begin. Elke kind van die Here het al hierdie wedloop iewers te begin. As jy kind van die Here is, jy weet daai dag toe jy die wedloop begin het. Jy weet daarvan. Jy het begin om te begin hardloop. Ek wil vir jou sê, die ergste, die moeilikste van enige wedloop is die laaste deel. Bruce Fordyce het gesê, die Comrades begin vir hom eers op 70. Die Comrades marathon is 92 km. Hy sê die Comrades begin eers op 70. Hy sê dis waar die manne van mekaar geskei word. En hierdie week, terwyl ek besig was, interessant, hoe iemand net vir my, weer eens, dit was so bevestigend van my boodskap, toe stuur iemand vir my die so video klip, waar Bruce Fordyce vir Mark Page van agteraf ingehardloop het. En hy het maar 12 kilometer gehad na die einde toe, op Polly Shorts, toe hardloop hy hom in. En Bruce Fordyce, toe hom op Polly Shorts vang, toe hy by hom verbykom, toe vat hy sy hand so. Toe sê hy, you run like a star. Toe groet hy hom. En Mark Page se wedloop het op Polly Shorts geëindig. Die skok was so groot dat hy kramp gekry het gaan sê. 12 kilometer van die einde. You run like a star. You run like a star. 12 kilometer. Toe gaan sit hy. Hy was nie eens onder die eerste 10. Hy was nie eens onder die eerste 20. Hy gaan sit. Dit waar jy is? Hy gaan sit. Dis nou jy begin. So ek en jy eervol. Dis mooi woord nie. Eervol gaan eindig. Here Jesus, dankie vanmôre vir die woord. Was vir my so uitdagend in my hart. Jesus, kom sy kinders haal. Om hulle te beloon. Want my loon is by my.
Ja, as ek hierdie vers lees, dan sien ek al die opgewondenheid by Jesus. Hy los nie sy loon daar nie, hy bring dit sommer saam. Hy is so opgewonde om sy kinders te beloon. Hy bring dit saam. Hy kom my haal as sy bruid en hy bring weer die beloning. Neem my sommer saam, hy kon dit net so daar in die hemel gelos het en gesê het, oppas, ek het vir julle 'n verrassing. Ek het vir julle, nee, kyk, ek kom gou en my loon is by my. Help ons, as Johannes dit sê in Johannes 2 vers 18, my kinders. Ek gebruik hierdie woordjie. Bou jou vrymoedigheid, sodat jy nie beskaam van hom af weggestuur word. Beskaam, rooi gesig, weggestuur word. Sal u Heilige Gees van God vanmôre die naprediker van u woord wees. Miskien sit hier iemand, Here, wat moeg geword het, geestelik moeg geword het, omstandighede het gemaak dat hulle moeg geword het, gaan sit het. Ou Petrus het gaan sit. Matteus 26 vers 58 sê, hy was so saam met Jesus, hy Jesus gevolg en sê die Bybel, maar Petrus het gaan sit om die einde te sien. Ons sien die ons sien die wit lyn, die wenstreep is in sig. En hierdie laat uur, diep in beseringstyd, gaan sit kinders van die Here. Hulle sien die wit lyn, hulle sien die wenstreep. Hulle is so moeg geword dat hulle gaan sit het, Petrus, en hy het gaan sit om die einde te sien. Bewaar ons, Heilige Gees van God, bemoedig daai een wat vanmôre moedeloos geword het. Daai een wat geestelik moeg geword het. Here, help ons dat ons in ons geestes oor die skare wat op in Hebreërs 11 op daai paviljoen sit en sê, hou aan, dis die moeite werd, hou aan, dis die moeite werd, hou aan, hou aan, hou aan. Hou jou oë gefestig op Jesus, sê hy. Hebreërs 12 vers 1, die oë gefestig op Jesus, op die eindstreep. En die volleinde van ons geloof. Dankie. Dankie dat ek dit vir u kan vra, ek bid dit in Jesus se wonderlike naam.